Welkom almal. Vandag kyk ons na Parasha 32 en 33, Be'ar en Bechukotai. Be'ar beteken op die berg en Bechukotai beteken volgens my insettinge. Hierdie gedeelte sluit die boek van Levitikus af en fokus sterk op gehoorsaamheid, herstel, verbond en Abba Vader se hart vir sy mense. So Dylan, vir interessantheid, as ons kyk na die Hebreëse uiteensettinge van Bechukotai, wat beteken dit? So die woord Bechukotai beteken volgens my insettinge. Dis die dit kom van hierdie Hebreëse rootwoord of wortelwoord chuka wat verwys na 'n wet, orde of instelling. Die letters van die woord wys vir ons 'n baie mooi prentjie. Ons sien die letters byt wat 'n prentjie is van 'n huis of verwys na binne-in, get wat verwys na grens of instruksie, kof wat verwys na lig of openbaring, taf die kruis of verbond, jod die hand van redding. So die woord wys dus dat wanneer ons binne Abba se instruksies wandel, hy sy lig en verlossingsplan deur Yeshua sy reddende regterhand openbaar. Dan kyk ons na die Sabbatsjaar of Shmita en ons lees hier van in Levitikus 25 vers 1 tot 7. Abba Vader het bepaal dat die land elke 7de jaar moet rus. Vir 6 jaar mag die volk plant en oes, maar in die 7de jaar moes die grond braak lê. Hierdie jaar staan bekend as die Shmita, die jaar van vrylating. Dit het die volk geleer om nie net op hul eie vermoë staat te maak nie, maar op Abba se voorsiening. Net soos hy manna in die woestyn voorsien het, beloof hy ook hier dat die 6de jaar genoeg sal oplewer om hulle te dra. Nou Michelle, hierdie is alles 'n oploop tot die jubeljaar, hierdie 50ste jaar. Na 7 siklusse van 7 jaar, wat dus oploop tot 49, moes die shofar geblaas word en die 50ste jaar sou die jubeljaar wees. Die jubeljaar was 'n tyd van herstel. Skuld was afgeskryf, slawe is vrygelaat en grond het teruggegaan na die oorspronklike families toe. Dit wys vir ons Abba se hart vir herstel en vryheid. Die jubeljaar wys ook profeties na Yeshua wat gekom het om ware vrymaking te bring. En ons gaan nou nog verder daarin delf. So Michelle, dan kom ons by 'n gedeelte waar Abba die hantering van diensknegte bespreek. Wat kan ons leer uit hierdie gedeelte? In hierdie gedeelte lees ons baie oor diensknegte. Die Hebreëse woord wat gebruik word is ibed, wat eintlik diensknegt beteken. Dit gaan nie oor die tipe slawerny wat ons vandag ken nie, maar mense wat hulself verkoop het weens skuld of oorlewing. Abba het streng instruksies gegee oor hoe diensknegte behandel moes word. Niemand mag met hardheid behandel word nie. Ons sien dus dat selfs in moeilike omstandighede Abba geregtigheid en waardigheid vereis. So om hierdie op te som, gaan ons kyk na die volgende slide, die verskil tussen Bybelse diensknegskap en wêreldse slawerny. So ons moet weet, Abba Vader roep ons om heilig, kadosh, afgesonder van die wêreldse sisteme te wees. So die Bybelse stelsel was heeltemal anders. 'n Hebreëse dienskneg het homself gewoonlik vrywillig verkoop weens skuld of finansiële swaar kry om te kan oorleef. So hy het eintlik deelgeneem aan die arbeid van sy eie voorsiening. Hulle moes ook soos werknemers dieselfde status en regte gehad het. Hulle kon nie mishandel word nie en Levitikus 25 maak dit baie duidelik. Teenoor dit sien ons die moderne slawerny of wêreldslawerny wat gebaseer was op ontvoering, geweld en permanente besit sonder daardie regte. So die Bybelse stelsel was nie ontwerp vir onderdrukking nie, maar eerder as 'n ekonomiese redding vir mense wat geen ander manier gehad het om te oorleef nie. En selfs binne daardie stelsel sien ons steeds Abba Vader se hart vir geregtigheid, vir waardigheid en dan uiteindelike herstel. So Michelle,
Daar is nog 'n interessante deel oor hierdie dienskneg wat eintlik baie profeties is. Ja, Dylan, in Eksodus 21 lees ons dat as 'n dienskneg sy meester liefgehad het en nie wou weggaan tydens sy vrylating nie, dan is sy oor deurboor by die deurkusyn. Dit was 'n teken dat hy kies om vir altyd aan sy meester verbind te wees. En dit is vir my so 'n mooi prentjie van ons verhouding met Yeshua. Hy het ons nie gedwing nie, maar uit liefde kies ons om onsself aan hom toe te wy. Die deurboorde oor word dan eintlik 'n simbool van gehoorsaamheid, verbond en liefde. En dit wys weer hoe die Torah voortdurend vooruitwys na Yeshua en die hernieuwde verbond. Dylan, Levitikus 27 praat baie oor geloftes. Hoe het hierdie geloftes gewerk? Nou Michelle, dit is so interessant. Die Hebreëse woord vir gelofte is die woord neder. Die Hebreëse letters teken vir ons so 'n prentjie wat die idee agter 'n gelofte vir ons so mooi verduidelik. Hierdie woord bestaan uit die letters Nun, Dalet en Resh. Nun verwys na lewe of saad. Dalet is hierdie prentjie van 'n deur en Resh verwys na oorgawe, diensbaarheid of om neer te buig. So in hierdie prentjie van 'n belofte sien ons amper wanneer 'n gelofte afgelê word aan Abba Vader of iemand anders, is dit hierdie deur wat jy oopmaak om iemand anders te dien of om Abba te dien en daar word saad gesaai. En dit wys ook hoekom Abba Vader geloftes so ernstig opneem, want Prediker 5 sê, dit is beter om nie 'n gelofte te maak nie, as om een te maak en dit nie na te kom nie. 'n Gelofte skep verantwoordelikheid en 'n verhouding. In Levitikus 27 sien ons dat mense, vee of selfs grond aan Abba toegewy kon word en daar was 'n bepaalde lossingswaarde daaraan gekoppel. En dit wys dat diensbaarheid aan Abba waarde dra en dat ware toewyding nooit goedkoop is nie. Dis hoekom ons dit so ernstig moet opneem. So Michelle, hierdie volgende slide praat van 'n botaniese diagnose. Wat beteken dit? Hierdie gedeelte kom uit Jeremia 17 uit, waar Abba Vader twee tipes mense vergelyk met twee verskillende bome. Die eerste persoon is iemand wat op mense vertrou, eerder as op Abba Vader. Jeremia vergelyk hom met 'n tamariskboom in die woestyn. Nou die interessante ding van 'n tamariskboom is dat hy sout uit diep in die grond optrek en dit deur sy blare uitskei. Met tyd vorm daar dan 'n soutkors rondom die boom waar niks anders meer kan groei nie. So die boom maak eintlik die grond rondom hom onvrugbaar. En dit is die geestelike prentjie hier. Wanneer 'n persoon nie op Abba vertrou nie, raak hulle geestelik droog en hulle begin ook ander mense wegstoot. Daar is min lewe, min vrug en min groei rondom hulle. Maar Jeremia sê, die persoon wat op Abba vertrou, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Daardie boom bly groen, selfs in moeilike tye. So die diagnose wys eintlik waar ons wortels lê. So die vraag is, trek ons lewe uit mense en wêreldse dinge, of is ons wortels diep in Abba Vader gevestig? Dylan, hierdie slide praat van die geestelike jubeljaar. Hoe verbind dit vandag met Yeshua? Dit is eintlik ongelooflik mooi. In Lukas 4 lees Yeshua uit Jesaja 61 waar hy verklaar, die Gees van die Here is op my. Dan sê hy dat hy gekom het om goeie nuus vir die armes te bring, gevangenes vry te maak, blindes herstel te gee en verdruktes te bevry. En dit klink amper presies soos die taal van die jubeljaar. Die jubeljaar in Levitikus was 'n tyd van skuldafskrywing, herstel en vrylating. Maar Yeshua wys dat daar ook 'n geestelike jubeljaar is. Hy het gekom om mense geestelik vry te maak van sonde, van skuld en gebondenheid. So Yeshua is eintlik die vervulling van die jubeljaar. En wanneer hy sê vandag is hierdie skrif vervul, verklaar hy dat die wagtyd verby is. Die koninkryk van Abba het aangebreek deur hom en dit beteken dat ware herstel nie net fisies of ekonomies is nie, maar dat Yeshua die mens se hele lewe kom herstel.
So Michelle, in ons laaste slide praat dit oor die voltooide bloudruk. Wat beteken dit van dit wat ons alles al bespreek het? Wanneer ons na al hierdie gedeeltes saam kyk, die Sabbatjaar, die jubeljaar, die dienskneg, die geloftes en selfs die geestelike jubeljaar, begin ons sien dat dit alles deel is van een groot bloudruk. So dit was nooit net losstaande wette of instruksies wat Vader vir ons gegee het nie. Nee, alles wys vooruit na Yeshua. Die Torah gee vir ons die patroon, maar Yeshua bring die vervulling daarvan. Hy is die voltooide bloudruk. In hom sien ons die ware Sabbatsrus, die ware jubeljaar, die volmaakte losser en die finale verbond tussen Abba en sy mense. So al hierdie instruksies was eintlik besig om die groter prentjie te bou. En dit is vir my die mooi deel van die voltooide bloudruk, dat Abba se plan van die begin af volledig en doelbewus was. Van Genesis tot by Yeshua sien ons dieselfde storie van verlossing. So Michelle, dit was my so lekker om hierdie gedeelte wat ons by die jong volwassenes bespreek het nou in kort saam te sit en so saam daarna te kyk. En ek wil elkeen uitnooi wat hierna luister om uit te kyk na ons toekomstige video's waar ons dit weekliks gaan bespreek. Shalom. Shalom.